Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 13 Mei. Lof, skuldbelydenis, versoeke en danksegging. Dieselfde struktuur as wat Jesus gebruik het om sy disippels te leer hoe om te bid, kan ons vir enige soort gebed gebruik. Vir private stilte tyd, vir huisgodsdiens en in die gemeente, solank ons net onthou dat gebed 'n gesprek is met God, soos wanneer mens met 'n vriend praat. Ons gebede is dikwels 'n string versoeke, maar soos Jesus ons geleer het, is daar soveel meer om oor te bid as net dit. Lees die profeet se gebed in Daniël 9 vers 4 tot 19. Identifiseer die onderskeie dele van sy gebed. Ons lees Daniël 9 vers 4 tot 19. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê: Ag Here, groote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen en goddeloos gehandel en in opstand gekom van u gebooie en verordeninge afgewyk. Ons het nie geluister na u knegte, die profete, wat in u naam gespreek het tot ons konings, ons owerstes en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Aan u Here kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van die aangesig, soos dit vandag is, aan die manne van Juda en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel, die wat naby en die wat ver is, in al die lande waarin u hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Here, aan ons kom toe beskaming van die aangesig, aan ons konings, aan ons owerstes, aan ons vaders, omdat ons teen u gesondig het. By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan en na die stem van die Here onse God nie geluister om te wandel wat in sy wette, wat hy vir ons deur diens van sy knegte die profete voorgehou het nie. Maar die hele Israel het u wet oortree en afgewyk, deurdat hulle nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek van die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Moses, die knegt van God, want ons het teen hom gesondig. En hy het sy woorde in vervulling laat gaan, wat hy oor ons gespreek het, en oor ons rigters, wat ons bestuur het, deur groot onheil oor ons te bring, wat onder die gaanse hemel nie gebeur het, soos in Jerusalem nie. Soos in die wet van Moses geskrywe is, al hierdie onheil oor ons gekom het, en ons het die aangesig van die Here onse God nie om genade gesmeek, deur ons te bekeer van ons ongeregtighede en ag te gee op u waarheid nie. Daarom was die Here wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring, want die Here onse God is regverdig by al sy werke wat hy doen, maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Here onse God, wat u volk uit Egipte land met 'n sterke hand gelei het en vir u 'n naam gemaak het, soos dit vandag is. Ons het gesondig, ons was goddeloos. O Here, laat tog volgens al u geregtigheid, u toorn en u grimmigheid van u stad Jerusalem, u heilige berg, afgewend word. Want om ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders ontwil, is Jerusalem en u volk 'n voorwerp van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou onse God na die gebed van u knegt en na sy smekinge, en laat ter wille van die Here u gesig skyn oor u heiligdom wat woes lê. Neig u oor, my God, en hoor, open u oë en aanskou ons verwoeste plek en die stad waar u naam oor uitgeroep is. Want nie die grond van ons geregtigheid werp ons smekinge voor u aangesig neer nie, maar op grond van u groote barmhartigheid. Here hoor, Here vergeef. Here merk op en doen dit, vertoef tog nie, om u ontwil, my God. Want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Daniël 9 vers 4 tot 19. Oorweeg hoe jy dalk die volgende elemente by jou gebede kan inkorporeer. Lof. Lof is verering in praktyk.
om hulde aan God te bring vir sy aard en wese. Psalm 100 lees soos volg: 'n oproep om God te prys. 'n Psalm by die lofoffer. Juig voor die Here, o gaanse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel, erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofgesang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Psalm 100. 'n pragtige loflied tot die Here. Bepeins sy vele name en sy wonderskone karakter. Prys hom omdat hy jou redder en verlosser, jou geneesheer en trooster, jou Alfa en Omega, jou goeie herder en jou vaste rots is. Om net enkele van sy eienskappe te noem. Skuldbelydenis en vergifnis. Om so met die Here te praat en in hom te bly, noop ons om al daardie dinge wat mens so terughou en alles wat skeiding tussen ons en die Here bring, te laat vaar. Hoe nader ons aan hom is, hoe groter die besef van ons eie onwaardigheid en die ellende waarin ons verkeer. So smeek ons dan die Here om ons sonde te verwyder en ons karakter na sy beeld te herskep. Ons kan natuurlik nie verwag dat God ons moet vergewe as ons nie self ook ander vergewe nie. Jakobus 5 vers 16 lees ons: Daarom moet julle jul sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. Die gebed van iemand wie se saak met God reg is, het 'n kragtige werking. Versoeke. Met watter uitdagings het jy te doen? Dalk het jy probleme met gesinslede, vriende, gesondheid, geld, werk of studies te maak. Noem die spesifieke probleem waarvoor jy die Here se leiding benodig. Wie benodig jou ondersteuning? Hoe kan jy jou beste gee om daardie persoon te help? Identifiseer dus die bepaalde probleemarea en die mense wat daardeur geraak word. Gaan oor tot gebed en bid dat die Here se wil sal geskied. Danksegging. Filippense 4 vers 6 sê vir ons: Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Bepeins die seëninge in jou eie lewe. Dalk onthou jy van kere wat die Here jou besonder mildelik geseën het. Dink egter ook aan die klein goedjies waarmee die Here ons seën en wat ons as vanselfsprekend aanvaar. Ons ontvang voortdurend genadegawes van bo en tog bedank ons die Here baie selde daarvoor, loof hom selde vir alles wat hy vir ons gedoen het. Waarvoor behoort jy die Here te dank? Waarvoor behoort jy om te prys? Watter sondes het jy om te bely? Watter versoeke het jy vir hom? Waarom gaan jy nie sommer nou dadelik op jou knieë en praat met die Here daaroor nie?